jy lewe gee die Here prys. As jy lewe gee die Here eer. As jy lewe gee aanbidding. 'n lofoffer ter ere van die Here. Die God van Israel wie die sluimer of slaapnemeres vanmorgen wakker achter sy woord, om dit te volhou, om dit te volbring. En sy woord is vanmorgen werd om ten volle aangeneem te word. En sy woord is werd om ten volle aangeneem te word. Daar is niemand soos die Here nie. U kan sy familie, vriende, familie, gelowiges, gelukkiges. Elkeen is gegroet in die wonderlike naam van ons koning Jesus Christus. Ek wil groet die apostel Berry in die naam van die Here. Dankie vanmorgen vir die goddelike voorrecht, Suster Marilyn, prys die Here, goddeling Chris, Suster Sarah, gegroet in Jesus' naam. I want to acknowledge you en ook se kinders en die rest van die familie, die begrafenisgangers. Eerste Rivier, jy is ook gegroet in die Here se naam. As ek hier kom staan, dan kom staan ek seker as 'n pastoor, maar ek kom staan ook as deze broer. So dit is nie vir my die maklikste om vanoggend te doen. But I will do it to the best of my ability and to the glory of God. I also want to acknowledge my mother and my father, ouderling James en Sister Angeline. Ek kan also sê, ouderling James en Sister Angeline, ere van die Here. En ek moet vir hulle acknowledge van, vir 'n groot deel van dese lewe, het hulle ook vir des groot gemaak. Toe hulle Eerste Rivier toe betrek nou, ek kan praat van Huiselstraat en Elsiersrivier. Ek kan onthou die aan toe man sê dat die huis in Ravensmead gaan view. En ek het 'n witness. Amen. Ek kan praat oor die dae in Ravensmead op eerste land. Daar was 3 kamers, dink ek, en die een wat het ons 'n speelkamer. Ons was bevoorreg dat ons het 'n speelkamer gehad. Daar was niks in die kamer nie. Dit was net spasie vir ons om te speel. Ek en Des en my broer en die ander. Ek het op my eerste sigaret gerook in Eerste Rivier. Come on church. Sê van dit amen. Amen. Sê van dit amen. Amen. En dan kyk ek nou of die mense in hier en sê amen. 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 Sê hulle kan amen sê. Glory to God. So ons kan interact. Dat ons vir dese eerbiedige huisbestuur kan gee. Ek het hier gekom, halleluja, om anders te doen, behalwe om my suster huis toe te dien. En ek kom met die vuurkrag van die Heilige Gees. En ek kom met die raadkamer van God. En ek kom om te sê, so spreek die Here van die leefskamer. As dit nie vir die Here was nie. Dis het my eerste sigaret gegee. Daarby Linse winkel aangelet. Ek keer so. Toe sien ek ook die daal deze sigaret. Prys die Here, ek het eens gebied sy rook. En ek is mos oral saam, but she was my protector this one. Halleluja. En ek rook toe maar net so one time en toe moes ek maar sê, los maar die story. En ek dink die next dag of die dag daarna, kom ons by my ma, nou my ma is stil string een en my ma vraag vir my, ek leer langs as ek vraag, rook jy? Nou die question alleen, het gemaakt dat ek nooit weer een sigaret gerook het in my hele lewe. Dis is van kindsaf a giver. As dis op 'n Vrydag of op 'n Sondag kom lei hulle vir haar af, want sy moet hierdie week by ons bly. Want hulle het getrek, maar sy is nog op die skool, op die laerskool by die Alwini. En dan gee maar van klop geld, maar Magdalene. Klop geld in die gekreg. Dis nou vir die week, maar hy geld moet heel week hou. Maar by Dinsdag is hy geld op. Want Sondag kom die hyenas. Julle hoor nie wat ek sê. Moenie worry nie, julle gaan my gou gewoond raak soos die woord aangaan.
Dis nou, alles hier, so ek kan hulle name sê, Pinkie goed, Lenda goed, Menda goed is, en Evie, allemaal daar kom op 'n Sondag, want hulle weet, dis het geld, as ons allemaal daar, by die game shop. Ek kom maar net om vir u te wys, ek is 'n ware getuie van die lewe wat hier lê. En 'n stoeirand in die jukebox, en 'n stoeirand in die jukebox, because dis ook van music, daar moet 'n song gespeel word, en dit moet love songs wees. Ewens was dis 'n hart. Los man. Met die woord van die Here. Is jy saam met my? By Dinsdag as hy geld op, as 'n man Vrydag kom, halleluja, 'n man met iemand saam gewerk, as hulle Vrydag kom, dan wil maar rekening hê van wat het jy met die geld gedoen, want dan moet eintlik nog van die geld oor wees. Maar dis 'n hart kon as jy nie keer nie. En soms het mense dit tot abuse gedoen, waar hulle gevra het, want hulle het geweet, sy's 'n keeper. Now if you are a keeper, then the takers will be attracted to you. But you must have boundaries. In the name of Jesus. Laat jy my doen om die woord van die Here nie te bedien, as jy baie oor my te sê nie. My naam is Nesbel. Ek is maar net 'n klomkie gered deur genade. Ek was 'n afgod aanbidder. Maar die Here Jesus het my pad langs gekom. En hy het my radikaal verander. Die wie my geken het, kan getuig. Want dit wat hier staan, kan nie die klonkie wees van gister. God changed my life. He changed my life. And he transformed me into the grace that I am standing in today. Ek kom vanmôre om te preek oor die waarheid. Ja. Dis jy kan. Kyk vir op TikTok. Jy moet vanmôre lekker vat. Ja, jy moet saam met my aan. Dankie Here. Met saam met my aan. Dankie Jesus. Dit was Februarie vir die hele maand by my ma en my pa. En ek het 3 keer, nou as sy nie lekker was nie, dan stiek sy van weg. En nou hulle is halfpad bang vir my. En as ek inkom, dan steek sy van weg. En as ek inkom, haar doet allemaal om vir Desdag en sê, mens is die buiten, dan steek sy van weg. 3 weke het voorbij gegaan. Die 3de week, toe ek buitenkant sit, toe kom tik sy vir my. Maar die poem wat hulle gelees het, het ek geskryf. En ek praat daar in die poem van die saggie stuk. Want hy was sy gaan nie met jou praat nie, maar sy gaan wel net so tik om veel te wees. Sy was hier. En ek wist nie, sy staan achter my en sy tik my en ek kyk. En nou ek en sy is nog die seelde, Oskia nou. Die vraag het ek vir jou iets gemaakt. Dat jy nie vir my kon groet, dit is al 3 weke, wat is jou story? Sy sê nie, dat sy stond ek maar nie die kleren nie, nou wil ek nie uitkom nie. Dus ek wil net weet of ek vir jou iets gemaakt. Sy sê nie, dit niks gemaakt. Are you with me? Ek kom vanmôre om te preek oor die waarheid. Vraag vir iemand, weet jy die waarheid? Die waar is ons praat saam met mekaar. Vraag vir iemand, ken jy die waarheid? I won't be long. Sarah het gesê ek het 'n lang tong, so ek gaan nou. Johannes 18. Jy hoef nie daarna toe te gaan nie. Johannes 18 vers 26. Jesus antwoord: my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het. Halleluja, dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Pilatus sê toe vir hom, is u dan tog 'n koning? Jesus antwoord en sê, u sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore. En hiervoor het ek in die wêreld ingekom om die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. Maar wat ek sê, elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. Jesus sê, as jy uit die waarheid is, dan sal jy luister na my stem. En as jy nie na sy stem luister nie, as dit duidelik soos daglig, dat jy nie uit die waarheid is nie, maar ek glo met alles wat in my is, dat
kokos. Ja, daarom aan die wias. Die gees van God. Hoor wat vraag Pilatus vir hom. Vers 38. Pilatus sê vir hom, wat is waarheid? En toe hy dit gesê het, gaan hy weer uit na die Jode toe en sê, ek vind geen skuld in hom nie. Maar vanmorgen is daar miskien baie wat skuld in mens kan vind. Maar deze skuld, as jy ek in Jesus draag nie, maar my skuld moet ek nog gaan voor antwoord gee. Want die Bijbel bemoedig my, dat die mens is bestem om eenmaal te sterwe en daarna as het die oordeel wat jy kan maken. Ek kan maar wie is en ek kan maar wat is, maar daar is een guarantee, een warranty en een assurance dat ons sal elke een voor die rechterstoel van God verskyn. Ek vind geen skuld in hom nie. My broer se beste vriend, almal het seker gesien is nasionale nuus. Beste vriend, hulle is 'n koppel saam doodgeskiet in hulle huis. It wasn't an easy week for us. Hasn't been an easy week for us. Om te sien hoe hulle die 2 liggame uit die huis dra en 'n familie gooi op. Wasn't an easy week for us. Hallelujah. Hallelujah. Hy sê met Jesus, ek vind geen skuld in hom. Ek wil vir u lees, wat is die waarheid? Wat is waarheid? Wat is waarheid? Dit wat ek gehad het ek gedink is waarheid. En ek het vir almal geoortuig dat dit is waarheid. En niemand kon my skryf oor my waarheid nie. Want ek het gedink my waarheid is die waarheid. Maar op 'n dag, op jou pad kom 'n dag, sien God bly verweer. Alle jy in die rykdom maar. Ek sê jy het nou al miskien reeds te ver weggedwaal. Die dag toen ek die waarheid ontmoet. Iemand hoor nie wat ek sê, ek het gekom net om te praat. Vir dis kan ek niks sê. Ek kan vir dis vandag niks sê. Maar ek kan vir ons bemoedig om te sê, halleluja. Die dag toen ek die waarheid ontmoet. My lewe was nooit weer. Dieselfde nie. 2 Johannes 1. U kan het neerskryf. Voor ek die Pinkster geken het, het die mense met Bybels begrafnis toegestap. 21st met die Bybel. Oral met die Bybel. Amen. Nou sit die foon toe die data af is. Come on. Kry jy nie al die verse nie. As jy nog 'n keer vanmôre. Amen. 2 Johannes 1. As net 1 hoofstuk. En die hoofstuk is 'n preek. I have 15 minutes left. Holy Spirit, you are worship in this place. Aan die uitverkore vrou en haar kinders. Die brief is van die oudste. Johannes. Nou die Johannes is dieselfde Johannes wat by die kruis gestaan het. Toe Jesus sê, seun, ek het jou lief. Hy sê, 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 ek het jou lief. Hy s
Daar is jou moeder. Moeder, vrou. Daar is jou seun. En die Here wil seker maak in die tyd dat hy afwesig is en sy Heilige Gees nog nie gekom het nie, dat daar sorg gedra moet word oor sy ma. Ja. Come on, church, I'm talking to you. Ja. God sal altyd seker maak dat daar 'n sorgdraer is. Maar ek laat julle nie wees nie. Maar ek is saam met julle tot aan die volëindiging van die wêreld. God sal altyd seker maak dat daar 'n sorgdraer is. Can I get a witness? So wanneer die Johannes wat in die kruis gestaan het skryf oor die waarheid, dan ken hy die waarheid, want hy het die waarheid gesien op die donkie, hy het die waarheid gesien, halleluja, op die kruis, hy het die waarheid gesien begrawe, en hy het die waarheid gesien opstaan, hy het die dode, en hy het die waarheid gesien opvaar, en die jongere, he went away, but not to stay, he's coming back again. Halleluja. En hy verkore vrou en haar kinders, ek het julle waarheid lief. En nie ek alleen nie, maar ook almal wat die waarheid ken. Ja. Ek wil hê ons moet oplet hoe baie praat Johannes oor die waarheid, omdat die waarheid in ons bly en ewig by ons sal wees. Jy sien, soms sê my waarheid vir my, ek het niemand nodig nie. Soms sê my waarheid vir my, ek het my kind. Soms sê my waarheid vir my, ek is all that and a little more. Soms sê my waarheid vir my, ek het genoeg, so ek het niemand nodig nie. Soms sê my waarheid vir my, ek is so rijk, jy wil vir my niks te doen. Maar die waarheid vanoggend is, sonder Jesus Christus is alles te vergeef. As die Here die huis nie bou nie, en as die Here die stad nie bewaar nie, te vergeef. Without Jesus, sê vir iemand anders in die praat waarheid, ek kan vrede in jou huis hê, as Jesus in jou huis is nie, dan is het 'n valse vrede. Some people have peace without Jesus. It ain't no peace at all. Some people communicate in households, but without Jesus, there is no real truth. Some people are living a life, but without Jesus, there is no life. But I see death, and I see waarheid, en I see lewe. As jy hom nie het nie, dan het jy nie die weg nie, en jy het nie die lewe nie, en halleluja, jy het nie die waarheid nie. Vers 3 sê die genade, barmhartigheid en vrede, wat van God die Vader kom en van Jesus Christus, die Seun van die Vader, sal by ons wees, wat in die waarheid en die liefde is. Is U in die waarheid? Ek was baie bly. Hoor wat sê die oudste? Hoor wat sê Johannes? Ek was baie bly toe ek van jou en jou kinders teëgekom het, wat in ooreenstemming met die waarheid lewe. Volgens die gebod wat ons van die Vader ontvang het, sê Johannes. En nou het ek 'n versoek. Come on. En nou het ek 'n versoek, geagte vrou. Dit is nie iets niets wat ek vir julle voorskryf nie, maar 'n gebod wat ons van die begin af gehad het. Ons moet mekaar
side that he's against my enemy. Sometimes I dink ons die Here is vir ons en hy steun ander mense. Maar sy genade is 'n vrygawe. Ek sê sy genade is nie 'n aanneeming van persoon nie. Ek sê sy gawe. Hallelujah. Sometimes I think because God is on my side, he doesn't like the other people. But God loves everyone. Everyone doesn't love God, but God loves everyone. En God laat alles ten goede meewerk vir die vir hom lief het. Vra vriend agter u, as jy nie waarlik praat met die mense, kom as jy bang vir hulle, as jy bang vir hulle, as hulle nie begrafenis nie, vra vir hulle, as jy nie waarlik, hou mekaar accountable. Ja, kyk na my. Vra dat jy nie waarlik, Vraag my. kyk so na iemand na so vra, wanneer laas dat jy by die waarlik. Come on. Laat iemand else is gekom is. Kom saam met my. Ek preek elke Sondag so. Ja, nee, ek is goed. As jy ons moet mekaar. Liefde. Iemand sê dat jy weet liefde moet jy hê. Om jy moet jy begin. Om beskof gaan jy dan nie. Nee, ek gaan jy nie. Trots alles gaan jy dan nie. Liefde moet jy hê. Jy moet jy begin. Thank you, Jesus. Ons moet mekaar lief hê. En weet jy wat? Jy kan nie lief hê sonder vergifnis. Kan nie lief hê sonder vergifnis. En weet jy wat is die mooie ding van Christendom en vergifnis? Jy kan nie kies vir wie jy wil vergewe nie. Die vereiste van Christendom en die Here Jesus Christus is dat ons moet vir almal vergewe. Want as ek my offer bring, moet ek dit hier los. Ek moet vir almal vergewe. Mag nie saak die rekening wat ek teen hulle het. En liefde beteken dat ons volgens die gebooie van God lewe. Soos julle van die begin af gehoor het, is dit sy gebod dat julle in die liefde moet lewe. Sê vir iemand, hy lees nog net die woord. Vers 7 sê daar het baie misleiers te voorskyn gekom in die wêreld. Hulle erken nie dat Jesus Christus is wat mens geword het nie. Dit is wat ek met die misleier, die antichrist bedoel. Julle moet toesien dat julle nie verloor wat ons voor gewerk het nie, maar dat julle die volle loon ontvang. Sê vir iemand, ek is klaar met my misleiers. Kan ons spreek hier vir Jezus, ons spreek vir u. Dis kan die antwoord is. Sê daar vir iemand, ek is klaar met my misleiers. Ek is klaar met my misleiers. Because jou misleiers is die blokkade wat jou weerhou om, halleluja, ek kom met die voorspoed wat die Here vir jou beplan. Jou huis kom nie reg nie, want die misleier druk die by jou huis. En jy sit beskuite uit vir jou misleier wat kom onder die naam van vriend en vrienden. Maar ons ken nou so lang mekaar. Sit vir misleier uit. Maar ons kom ons so lang saam. Sit vir misleier uit. Misleier skryf nou al jou kleur en jou man se klere. Waar is hulle nou? Soms is daar mense en goed in ons lewe wat dien as misleiers. En misleiers, halleluja, hou ons halfpad van die spoor af. Jy skryf
'n probleem. Wat as daar 'n misleier in jou carriage is? Wat vir jou sê jy moet met die stasie afklim? En is verkeerde stasie. Ek wil iemand vanmôre sterk bemoedig. Dat die Here praat met ons almal. Julle moet toesien dat julle nie verloor wat ons voor gewerk het nie. Come on! Sommige kinders mors van hulle nie daarvoor gewerk nie. Sommige kinders breek van hulle nie daarvoor betaal nie. Sommige kinders sien die waarde nie van hulle nie ontvang, maar hulle nie gewerk nie. Ons moet seker maak dat ons moet oppas dat wat ons ontvang het en voorgewerk het, sodat ons ons volle loon kan ontvang. As jy vanmôre gered is, bewaar jou redding. As jy ongered is, maak jou saak reg met die Here. As jy verlore is, kom in, sodat die Here vir jou leiding kan gee. Maar as jy 'n mens wat kan toelaat dat die lewe van Desiree Johnson net verby moet gaan nie, want die dood is ingestel, sodat die mens moet besef dat ons sal nie vir ewig lewe nie. Vers 10 sê, ek skiep 9. As daar iemand na julle toe kom, wat 'n ander leer bring, moet jy hom nie meer hy so vang nie. En homself nie groet nie. Want wie hom groet is saamskuldig aan die kwaad wat hy doen. Vers 12 sê, daar is nog baie dinge, en die is nou die afsluiting. Die is die afsluiting voor die afsluiting. So saam met my. Daar is nog baie dinge, sê Johannes, om vir julle te sê. Ek wil dit egter nie skriftelik doen nie, maar hoop om na julle toe te kom en persoonlik met julle te praat, sodat ons blydskap volkome kan wees. Steeksdonkie wat des was hier nie meer dan nie. Was hier die eerste rivier dan nie. Was hier die menslief dan nie. En was hier die aansies dan nie. Sy was so. Hoor jy? En hoor my. Nou ons moet die rechte goed praat met die begrafenis. Maar dit was sagkens en dit was oplettend en dit het liefde gehad en dit was van so aard dat sy haarself so kort maak om aan iemand te werkie te gee. So waar, sê jy? Dit sou haar eie uittrek om vir iemand anders te gee. En dan die dag daarna besef sy, maar nou lei sy skade, want sy vir almal uitgehaal. En die helper kry nie altyd die helper terug wat die helper verdien. Ek kom vra vanoggend, wat is die waarheid? Wie is die waarheid? En waar is die waarheid? Die definisie van waarheid is dat dit is 'n ooreenstemming met feite. Dis 'n feit dat Jesus Christus is. Ja. Dis 'n ooreenstemming met werklikheid. Hy is 'n werklikheid. Die Seun van God is 'n werklikheid. Dit is 'n ooreenstemming dat dit wat gebeur het werklik gebeur het. Hy het gesê. Halleluja, en die waarheid is vry van valsheid. Dis waar. En van bedrog. Dit word dikwels beskou as egtheid of juistheid en dien as 'n fundamentele begrip in die uiterlike of in die etiek en die lewe. Werklikheid, egtheid en waaragtigheid. Dit is die waarheid. Daar is 2 gedagtes wat ek wil los. 3 Johannes sê, ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. As haar ma is in hierdie plek, dan sal die ma wil sê, en my ma sê altyd, een ding wat sy begeer het, is dat haar kinders nie in die hande van die duiwel moet val. Elke keer as my ma getuig, dan sê sy sê vir die Here dankie, want sy kan die Here gebid, dat haar kinders nie in die hande, as het so naam, in die hande van die duiwel moet val. Hier sê Johannes, ek wil nie hoor dat my kinders in die lewens wandel, maar dat my kinders in
die waarheid. Ek wil vir dese kinders celebrate en bemoediging op die pad sit. As jy julle ma se nagedagtenis wil eer, en as jy 'n verandering wil maak, prys die Here, dan moet jy besluit dat ons gaan in die waarheid wandel. Dan sê Johannes in 'n ander brief, my kinders, laat ons nie lief hê met woorde nie, of met tong nie, maar met die daad in die waarheid. Glory to Jesus. Die begrafenis is vol. Ek praat met die begrafenisgangers. Die begrafenis is vol. Gaan hierdie twee kinders se lewens vol wees wanneer alles hier verby is en alles is weggepak en hierdie twee kinders staan sonder ouers, gaan hulle lewe so vol wees soos hierdie begrafenis. Ek vra vir u. Ek vra vir u. Ek vra vir u. Ons kan begrafenis toe kom, maar die aftercare is eintlik die belangrikste. Die aftercare is baie belangrik as die begrafenis. Jesus se naam. Johannes sê in die evangelie van Johannes, hy sê, Jesus antwoord hom, hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. Daar's 'n boom by nommer 6. Is jy nommer 6 of nommer 3? Nommer 6. Daar's 'n boom by nommer 6. Ek sien vanoggend hy boom staan hoog. Ja. Daai was maar Magdalene se boom. Ja. Oh, die Chris het hy boom maak ook. Ja. Ek gooi maar nog nie daai. Maar ek het die boom gemaak toe die klop. Amen, maar dat weet staan niet op een klop en maar ik ook gezien, maar dus ik ook zie iemand, en ook ze slapen, ze slapen niet. Hij denkt van een afschool. Amen. Als hij nog in die paar. Daar was hij meer op de ijs. Hij heeft ook in de bak, jullie spreken. En ons as kinders het geweet, jy kan 'n hele jaar vol speel, maar jy raak in hy boom. Die kinders in die straat in Royal Avenue het geweet, hy is maar se boom. Sy maak hom nat, sy knip hom, niemand speel by die boom nie. En so help you God, if you mess with the tree. Sometimes as speel ons en val ons per ongeluk in die boom, toe sy nog klein. Glory, glory. Ek is ergens op pad. Toe sit nog 'n klein boom. Maar omdat sy die boom bewaar het, en omdat sy oor die boom gewaak het, en omdat sy die boom versorg het, sien ek vanoggend dat die boom staan hoog. Want iemand het sorg gehou oor die boom. Halleluja! En elke keer as ek daar kom, dan vra ek, waar is maar se boom? En ek is halfpad seer kapot, waarom seer kapot nie? Maar die boom is vir my 'n simboliek van die versorging wat maar Magdalene gedraai, want niemand kon het desvat nie. Niemand mag niks vir des gesê nie, want sy het vir des toegemaak, sy het vir des bewaar, en sy het vir des gespoil. Maar die boom staan omhoog. Wat is die waarheid? Die waarheid van die evangelie is dat ons moet die swakkes dra. Die waarheid van die evangelie is, hulle die swakkes, ons moet vir hulle dra. Die waarheid van die evangelie is dat ons moet vir hulle lief hê. My pa en my ma was ook deze ouers. Nou my pa en my ma se klomp kinders se ouers. Ja. Soms toe ek en my broer se kwaad, nou nog.
Want ons moet ons ouers deel met die hele wereld. Maar dat is een goede ding. Ja. En as pastor maar vir wat die tent kom opslaan, vir die keer dat staan hulle man en uit. Preek hulle dan af en toe Jelsens geviel. My streng maar het die rooster by die skot op goed gehad, wie was wat er aankom. Maar daar hardloop ek en Des met die eerste keyboard se druk. Ja. En hoe hy ou Pinkster gedruk het. Hoor jy? Daai ou een. Nee, nie bedruk. Hy was die tester vir die speakers. As hy saam met my eerste druk, as ek en Des gehoor het, daar hardloop ons die draai om. Want ons moet van aan keer toe. Ja. Maar kom sy die engineer daar, sy vir ons lieflik het die tent, dis ek vir ons pak op die mens toe. Want ons moet eers skot op goed gaan was. En ek kan keer toe gaan. Nou moet jy weet, was ons aan vannig op, en sy droeg af, en ek was op, en sy droeg af. Want ons wil by die Here wees. Ons wil by die tent wees. Ek vertel vir jy iets. Ons wil by die tent wees. Jesus kom, en hy vind die boom met blare sonder vrugte. Ergens op 'n pol is die tent, die ark van die Here gesteel. Die teenwoordigheid van die Here gesteel, en dit is weg. Ja. En vanmôre wil ek halfpad die boom en die tent saambring. Ja. Sodat ek en u weer 'n boom kan wees, nie net met blare, wanneer Jesus honger is met daar vrye wees. Sodat ons blare het en vrugte. Ja. Want julle sal in julle vrugte geken word. Yes. Baie mense dink die vrugte is lidmate. En hulle dink die vrugte is geboue. Maar die vrugte waaraan ons geken word, is die liefde van Christus Jesus. Die liefde binne ons harte. Die teenwoordigheid in die tent is die teenwoordigheid van God daag die op ten sy daar die orde en liefde is. En elke aand het dit so begin. Ons wil by die tent wees. Dan skiet hulle nie als ons wil by die tent wees. Dis het die Here geken. Ja. Dis het die Here geken. Dis het 'n verhouding met die Here gehad. Oor 'n laaste uur komlik kan ek vanmôre praat. Maar ek wil sien as ons by die paradys kom. Ja. We'll talk it over. Ons verstaan miskien vandag hoekom, en ons het miskien baie verduidelikings. But we'll talk it over in the sweet by and by. Here is